Nou goeiedag, hartlik welkom hier by die program Mense en hul stories saam met my Natasha Fick. Nou dis altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en ook geluk vir hierdie splinter nuwe jaar van 2025. Nou dis altyd my voorreg om saam met jou te kan kuier. Ek vertrou jy geniet die programme. Ek vertrou jy geniet een en elke storie wat ons deel elke week hier op Mense en hul stories. Want jy moenie vergeet nie, skakel in elke week op www.livecbn.com om 1uur en kom luister gerus hier na Mense en hul stories. As jy ook weer eens wil gaan loer na van ons vorige episodes, kan jy ook 'n draai gaan maak daar op my Facebookblad, my TikTokblad, Mense en hul stories en ook op my YouTube kanaal Woman After God's Own Heart. Nou ons het weer splinter nuwe getuienisse en vandag het ek vir Ilse Stevens hier saam met my in die ateljee en sy gaan haar storie saam met ons kom deel. So goeiedag Ilse, hoe gaan dit saam met jou en goed om jou hier te hê. Goeiemôre Pas, dit gaan goed met my. Ja. En dit is so lekker om hier te wees en baie dankie vir hierdie voorreg om hier te kan wees en dat u hierdie platform vir ons mense skep sodat ons storie kan vertel. Amen. Want miskien ons weet nie, miskien is daar iemand daar buite wat dieselfde deurgaan, wat stil is en wonder, maar hoekom gaan ek deur al hierdie goed? Is ek alleen? So hierdie platform is net amazing dat ons kan sê jy is nie alleen nie, ons is ook hier so. Amen. En dit is waaroor mense nou stories gaan. Dit gaan oor ons mense en ons stories wat ons stories deel. Nou ek sê altyd hierdie platform soos Ilse nou gesê het of hierdie program nommer 1 is om te vertel dat Jesus red, Jesus genees, Jesus verlos. Hy is nog self die wonderwerkende Jesus. Hy is die God wat vir ons deurkom irrespective of what we are going through. En dan nommer 2 is om niemand skuldig te laat voel, sleg te laat lyk nie. Al wat ons doen is ons is besig om ons stories te kom deel saam met jou, wat miskien deur dieselfde proses gaan waardeur ons gegaan het. Nou eerstens Ilse, vertel ons, wie is Ilse Stevens? Ilse Stevens, ek is 'n ou dogter daar van Makassa. So 'n klein ou dorpie tussen, of net so naby Somerset West vir Grove. So ek is daar gebore en getoe. Ek is 39 jaar oud en ek is hierdie sprankelende mens. My ma sê die dag toe sy geboorte aan my skenk, toe sê sy, dit is my sonskenkind. Amen. En dit is wat Ilse is, altyd 'n glimlag. Dis ek is, en ek is 'n outgoing mens. Ek love dit om uit te gaan, dit is so amazing. En ek love dit om in verskillende restaurante te gaan en verskillende kulture aan te leer. Ek is mal daaroor. Ja, dit is so belangrik. So Ilse gaan nou vandag haar storie saam met ons kom deel en ek en Ilse het verlede jaar ook mekaar ontmoet. Ilse, hoe het ons mekaar ontmoet? Waar? Hoe? Maar dit was ook weer 'n storie. Julle ken mos 'n storie. Ek hou van 'n storie. Mense se stories. En Ilse se storie is ook net een van daardie unieke stories en ek het net geweet ek moet net vir haar kry. Sowel vandag is sy hier om haar storie te kom deel en soos ek altyd sê, elke mens het 'n storie. Ilse, vertel ons jou storie. Wel, om eers te sê, ek het vir Pas en Natasha ontmoet deur iemand anders. Want Pas het op Pas se status geadverteer van mense wat kanker gehad het, wat dit oorwin het en wat nog steeds deur dit gaan. En toe het hierdie persoon is my broer se vriend en my broer gestuur, my broer vir my aangesê ek soos ek wil dit doen. Nie 2 keer gedink nie. Nie 2 keer, want ek het altyd in my kop gehad, ek wil my storie daar buite sit. Want dalk help die storie iemand anders. En dit is waaroor mense nou stories gaan, om ander mense te help. So, ek is 'n stage 3 ovarian cancer survivor. Ek was Januarie 2023 was ek gediagnoseer met dit. Ek het 2022 het ek hierdie verskriklike opgeblaaste magie gehad en ek het altyd gedink dit is IBS, irritable bowel syndrome, want dit is wat ek het. Gewoonlik as ek stout was, want ek hou van soetgoed eet, dan blaas ek 'n bietjie op. En ek onthou dit was die 17de Desember 2022. En my maag het weer opgeblaas en ek het vir myself gesê, ag, môre sal ek weer okay wees. Want is mos nou Desember en almal het op geëet en jy eet verskillende puddings en alles net lekker.
En dit het nooit plat geraak, het net elke keer groter en groter. Maar ek het niks pyn of niks gehad nie. En ek onthou die 30ste Desember 2022 het ek net gevoel hier so ietsie, 'n knop ding hier onder. En toe sê ek myself, ag, dis seker weer periode tyd of wat ook al so, nou is dit maar geswel en so. En die 31ste Desember, toe voel ek is 'n bietjie gevoelig. Ja, seer, ja. Want toe hy staan uit, dis 'n knop en is nie lekker nie. Maar ek het vir myself gesê, dis einde van die jaar. Ek gaan nie nog my steur aan hierdie ding Die nie. dokter se stoel. Ja, nee, dokter se stoel. Ek gaan my geniet en ek is Kaap toe en ek het nog geoornag want ek wil die liggies en die Alles doen, klops en alles wou ek ervaar het. En ek het toe gegaan en dit was die eerste jaar wat ek nie oujaarsdiens bygewoon het nie. Al die jare het ek altyd gaan, maar hierdie jaar het ek nie gegaan nie. En ek het nog vir my suster daai middag gesê, ek voel net gou hier en sy sê vir my, jy moet dokter toe gaan. Toe sê ek van nee, is okay. Ja. Ek het die pyn nie, niks sê, ek gaan nie. En ek het so aangegaan, ek is Kaap toe, ek het dit geniet en die dag daarna, die 1 Januarie, het ons nog farmjaar toe gegaan, die niggies en die neefs en gelê in die son en in die water en dit was net lekker gewees. En die 2 Januarie, het ek pyn. Dit was so erg dat ek begin huil het en ek het 'n baie hoë pyndrempel. En ek was so opgeswel gewees, ek het gelyk soos iemand wat 6 maande swanger was. En toe sê ek vir myself, ek sal seker maar nou dokter toe moet gaan. En ek het die dokter gebel en hy het vir my gesê, ek kan die volgende dag kom, die 3 Januarie. En ek is toe die 3 Januarie 2023 na die dokter toe, gewone GP, en hy het alle ondersoeke, toetse en goed gedoen, en hy het sonaar gedoen, en toe sê vir my, ek het vog in my maag. Ek is soos, maar wat beteken dit? Hy sê vir my, dit lyk daar is so 'n gewassiekie daar op die een eierstok. Ja. Wat is 'n ander naam wat hulle noem, maar is 'n gewassie. Ja, 'n cyst of iets. Nee, cyst nie. Nee, cyst, wat is die polyp? Ek kan nie eens die naam, maar dit is 'n gewassie. En hy sê toe vir my, maar ek moet hospitaal toe gaan, dat hulle ekstra hulle kan doen en 'n ander tipe, want hulle moes ander tipe sonaars daar dat hulle kan kyk. Ek is toe weg na Medikliniek toe, daar by Vergelegen, en hulle het toe die ekstra hulle gedoen, hulle het die sonaar gedoen, en hy het wel vir my gesê, wanneer hulle klaar is, moet ek terugkom na hom toe, vir die uitslae. Ek het so gedoen, en ek het by hom teruggekom, en hy sê vir my, dis een van 2 dinge. Of ek het PCOS, of ek het ovarian cancer. Nou, wat is PCOS? PCOS is wanneer die vroumense daai cysts op hulle eierstok het, en dan maak dit vir hulle baie moeilik om swanger te raak. Okay. So hy het gedink hierdie gewassietjies wat ek op het is nou natuurlik hierdie cysts, en dit kan of dit wees of dit kan nou 'n gewas, 'n kanker of 'n kwaadaardige gewas is. Maar ek moet 'n ginekoloog gaan sien. En hy ken toe een, want hy werk gewoonlik met hierdie een, en hulle maak vir my toe 'n afspraak vir die 9de Januarie. Ek is toe weg die 9de Januarie na hierdie ginekoloog toe, en oh my goodness, wat 'n horrible ervaring. Dis die koudste dokter wat ek al ooit in my lewe teëgekom het. Hy het vir my gesê ek moet gaan lê op die bed, sodat hy sy eie tipe masjien, sonarmasjien wat hy doen, inwendige ondersoeke en wat ook al. En ek het gaan lê en hy het die ondersoeke gedoen, en ek vra vir hom, is dit kanker? Want ek wil weet, ek meen dit word nou al so heeltyd vir my net aan 'n lyntjie gehou. En hy sê vir my, wag net. Ek is soos, okay. En hy doen klaar en hy sê vir my, maak vir jou skoon en trek vir jou aan, want hulle het gebruik ons hierdie gelgoeders en afgevee my maag, en sê vir my, dan kom sit jy daar binne. Ek sê, okay. Gelukkig, my suster was saam met my, want ek het vir haar gesê, eers, jy gaan nie saam met toe, sê ek gaan saam met jou. So sy het my geneem toe. En ek gaan sit en ek vra vir hom, nou dokter, is dit kanker? Hy sê vir my, ja. Ek sê vir hom, so dit is, in die een eierstok is die kanker, want in my mind dink ek, okay, dis net die een eierstok, die ander een is nog skoon, want ek het die knop net in die een gevoel, ek voel glad nie in die ander een nie. En hy sê vir my, nee, dis in al 2 eierstokke. En ek sit daar, het voel vir my, ek sink net in die stoel in.
Want hierdie man sê vir my goeters asof dit As dit niks is, nie. ja. En hy kyk vir my, sê vir my, wil jy nog kinders hê? Ek sê vir hom, ja. En hy kyk vir my so. Hy gee vir my niks antwoord nie. Hy kyk my net. En my oë skiet vol trane. So daar was niks kompassie nie, Niksie. medelee of Niks. daai warm, that heartfelt compassion Niks nie. om jou nou aan die hand te vat Ja. en met jou te sit en En gesels. dis al wat 'n mens soek. Want nommer 1, ek het nog nooit in my lewe Ja, kanker gehad ja, nie. ja. En ek het altyd hierdie drome gehad. Ja. Ek het altyd vir myself gesê, op die ouderdom van 26 gaan ek trou en dan wag ek 'n jaar, dan wil Ja. ek my eerste kind hê. Ja. En hier sê hierdie man vir my basies, ek kan nie kinders kry nie. En ek sit en hy sê net vir my, ek moet nou gaan vir bloed, want hulle moet mos nou my merkers kyk. En ek onthou ek het daai dag daar gesit en ek het gehuil. En my suster het my net so gevat en vir my so vasgehou. En dank die Here, my suster was daar. Sy was daar, ja. Want hierdie man het nie eers 'n handdruk vir my gegee nie. En ek het gegaan en my suster, jy's so deurmekaar want Jy kan nie daai dink nie, eerste ja. oomblik jy's Ja. morsdood. Ja. Jy's letterlik, jy weet nie wat om te dink nie. Jy dink net aan absoluut niks. My suster het saam met my gestap tot by Pathcare waar hulle moes die bloed trek. Ek kon nie eens my ID-nommer uit my kop uit hê want ek is nam. Ja, ja. En gelukkig het ek my ID-dokument en ek gee dit vir die vrou en sy doen dit. Ek sê ek is so jammer want ek voel so dom want ek sit en huil net voor hierdie vrou. En ek het heel pad huis toe gehuil. Ja. En ek het by die huis gekom en toe besef ek maar ek moet vir my ma sê. En hoe sê jy En hoe vir sê jou ma? ek vir my ma? Ja. My ma is 'n stage 4 breast cancer survivor. So. Sy was 2019 gediagnoseer en sy het 'n operasie gehad November daai jaar en toe het sy 'n bietjie komplikasies gehad want sy het infeksie gehad in daai area, so hulle moes haar chemo eers 2020 begin, die 23ste Januarie. So hier's my ma, 'n cancer survivor. Hier kom haar kind en nou gee haar kind vir haar hierdie tyding. En toe sê ek vir myself, ek moet dit net sê. Ja. Want my oë is bloedrooi en dik gehuil en sy vra toe vir my wat's fout en ek sê toe vir haar. En ek huil en ek snik en ek sê vir haar, weet mami, dit voel vir my ek het nou net van my kind se begrafnis afgekom. Dit is hoe ek voel. Ek is stikkend. Want die kanker is nie vir my so 'n groot skok nie, want ek het die paadjie saam met my ma gestap. Want en my ma is 'n survivor. Ja. Maar ek kan nie kinders hê Ja. nie. En ek is so lief vir Ja. kinders. En ek het nie gehuil. En Ek gehuil. en is soos jou drome Dis my droom. wat jy gehad het is in flarde. Daai wat jy sê, jy het nie letterlik by 'n graf gestaan nie. Jy het nie fisies by 'n graf gestaan nie, maar emosioneel, Ja. geestelik Ja. het jy by daai graf gestaan met daai te besef. Die drome is daarmee heen, Here. Jy's stikkend, want dis presies wat gebeur het. Ja. Jy het hierdie, en dis waar wat hulle sê, ons beplan. Ja. Maar die Here, God is the best Ja. planner. Ja. So ek het hierdie drome gehad wat ek vir myself uitgesit het. En gewoonlik is hierdie drome my goals. Ja. En ek werk daartoe. En in daai dag, die 9de Januarie, sal ek nooit vergeet nie, want everything just shattered. Soos alles is in mekaar gestort, in duie, stikkend, drome, alles in een. Ja. En dan begin ek dink jy aan, ek kan nie kinders hê nie, so watter man wil my hê? Watter man wil hierdie vrou hê wat nie kan kinders vir hom gee nie? Ja. Watter skoonmense Ja. wil hierdie dogter hê wat nie vir hulle kleinkinders kan gee nie? So dan begin ek dink jy al hierdie goed en dan begin ek raak jy mal. En ek huil niet meer. Ek het letterlik vir 'n week lank getreur Gehuil, ja. en gehuil. Ja. Want ek weet nie hoe gaan ek dit regmaak nie. En my ma het net vir my gebid. Sy het my vasgehou in haar arms en net gebid. Ja.
en sy het nie vir my woorde gehad nie. En die Here het kalmte oor my gebring. Maar tog net vir daai tydjie. Ja. Want môre het ek weer Is dit gehuil. weer? Ja. Want dan begin ek dink jy weer aan Ja, dit. Want ja. ek meen, dit is jou droom. Dit is Ja. wat dit is waarvoor jy wou leef. En ek het nou destyds het 'n sielkundige vir my gesê, 'n vrou besef eers haar purpose wanneer sy kinders het. My vader hier het, ek gaan nie 'n kind hê, so hoe gaan ek my purpose Ja. kan weet hoe ek leef? Ja. En ek het vir myself gesê, weet jy net, of ek was toe later daai week saam met my ma by my ouma gewees en my auntie, en my auntie het vir my gesê, gaan vir 'n tweede opinie. En ek het vir myself gesê, maar my ma het mos nog onkoloog, want my ma moes daai tyd het sy nog elke 6 maande vir haar besoeke gegaan. Ja. En ek sê vir my ma, mami, vra vir mami se onkoloog se ontvangsdame of sy nie 'n ander ginekoloog ken nie, Ja. want ek gaan nie weer na daai guy nie toe nie. En hulle het toe vir my iemand gekry. Hy is 'n Hollander en hy is die beste. Hy's 'n ouer man, Ja. maar hy's soos 'n pappa vir my. Ja. Want ek het my pa ook verloor dieselfde tyd toe my ma chemo gekry het ons my pa verloor. So ek het nie meer 'n pa gehad en hier is hierdie oom en hy is net die beste. Ja. Ag, hy's regtig 'n engel van bo. Weet jy Ilse, laat ek gou net inkom wat ook baie belangrik is wat jy genoem het. Toe jy uitgevind het dat jy nou kanker en Ja. jou ma wat jou net daardeur gebid het. Ja. Jou ma wat jou net vasgehou Ja. het en dit is so belangrik om die regte mense Ja. by jou te hê Ja. wanneer jy daardeur gaan. Ja. En ek sê altyd dat Job het alles verloor, Ja. né? En Job het op 'n ashoop gaan sit. Ja. En Job se vriende het by hom gaan sit. Ja. En hulle het net by hom gesit. Yes. En ek raak so tranerig en ek dink dat dit is wat 'n mens nodig het. Jy het nie iemand nodig wat vir jou 110 dinge gaan sê rondom Ja. jou praat, rondom dit, rondom dat nie, want jy moet self met jou eie emosies Ja. moet jy deel. Jy moet nog self kop of sterk uitmaak van wat jy sopas gehoor het. Ja. So dan het jy nie nog nodig vir al hierdie klompie stemme en goed nie. Jy het net nodig om te weet dat ek het iemand wat by my is. Ja. Dis al. Dis al. Dis Just al. someone to be there. Just Yes. and you can just be. Ja. In stilte, net Ja, daar wees. ja. En dit is ek regtig, ek sê altyd my ma is my +1, maar sy is amazing. Sy's regtig my bestie en sy het dit is so interessant want ons se roles they were reversed. Want eers het ek en sy gestap met haar paadjie, toe is ek haar caregiver. En toe word dit 2023 omgedraai, toe sy my caregiver. Ja. So dit was amazing geweest. So sy het al twee kante geken Ja. om die pasiënt te wees en die caregiver. En nou weet ek ook om al twee te wees. Dit is amazing hoe die Here werk. Hoe die Here werk, het jou eintlik Genade. voorberei en hy het eintlik vir haar ook voorberei. Dis amazing. Hy's regtig amazing. So jy het geleer toe jy vir haar moes omsien wat dit is en sy het weer kom leer toe kon sy weer vir jou bemoedig aan die ander kant. It's amazing. So ja, so toe het ons toe 'n ander ginekoloog gekry, amazing, en hy het toe ingegaan vir ondersoeke en hy het toe vir my die 17de Januarie, want ek het die 10de, die 12de daai tye was ek by hom gewees en die 17de toe moes ek in hospitaal toe gaan dat hy 'n biopsie doen, kameraatjie insteek en die vog dreineer. So ek het 3 gaatjies gekry. Een hierbo, een by my bikini en een in my naaltjie vir die kamera, die biopsie en die dreinering. Het oor 'n liter vog uit my maag uitgedrein. En toe sit nog nie plat nie, want dit bou die heeltyd op, want die kankerselletjies blokkeer jou limf. So daar's geen dreinering nie. Ja. En toe het hulle vir my, die onkoloog vir my gebel met daai uitslae te sê vir my dis fase 3. Want dit is op my netvet wat by my maag is. So die kanker het uit my buik uit versprei na my maag se netvet toe. So hulle het toe vir my gesê hulle gaan dis groot die gewas in my linker eierstop en dan die een in my regter is nie so groot nie, maar hulle wil eers chemo gee
dat hy kleiner raak en dan die operasie doen en dan weer 2 siklusse en elke siklus het 3 bevat, 3 chemo's. So ek het 9 chemo's gekry en toe word ek geopereer April maand, so ek het die 25ste Januarie met my heel eerste chemosessie begin. En die 11de April was, hulle noem dit oophorectomie, waar hulle al 2 eierstokke uithaal. En dan die hysterectomie, waar hulle die baar ook uithaal. En hulle het my cervix ook uitgehaal. So dit het geen reproductive, dit het absoluut niks nie. Dit hulle alles dit uitgehaal. En die healingproses was eintlik nie te sleg nie. Ek het 'n snit reg af van die bo af reg af tot my bikini en ek het letterlik die Dinsdag ingegaan, geopereer, die Woensdag, jy's nog deur narkose. Toe kom die fisio en sy sê vir jou, jy moet opstaan. Ek is soos, okay. Nou het jy nog 'n kateet, want ek was in ICU gewees. Hulle het vir my En dis 'n groot operasie. Ja, so ek was vir 2 dae in ICU en die guy het ook vir my gesê, verkies dit so, want kyk, daar's die staf op dit. Hulle soos, elke 5 minute is hulle by jou, waar jy in 'n gewone saal lê, dan moet jy klokkie lui, dan kom hulle eers. So, ja, so die fisio het vir my gekom, dus so hulle gaan sê, kom al uit die kateter, sy moet loop. So ja, so ek het opgestaan en toe begin loop ek. En die beste raad wat sy vir my kon gee is, wat ook al jy doen, jy gaan nie sit of lê nie, jy gaan beweeg. En dis wat ek gedoen het. So ek het stadig aan, het ek beweeg, en saam met haar gestap, en dan vra sy, ek moeg gesê ek nie, en het was baie seer. En ek het gestap. En toe ek uit ICU gaan na 'n gewone saal toe, het ek myself gesê, jy stap. Jy klim af, jy manoeuvreer jouself daar van die bed af, want die fisio het vir my mooi gewees, hoe ek moet lê, hoe ek moet rol, kussing gebruik op, want dit is mos maar nou eina, en toe het ek geloop. En ek het die Dinsdag ingegaan, die Vrydag, toe ek ontslaan. Toe gaan ek huis toe, want ek het regop ook gesit, ek het geweier om te lê. Ek het besluit, ek gaan sit, klim ek uit die bed uit, dan gaan sit ek 'n bietjie regop op die stoel, en dan staan ek weer op, en loop ek op en af, en dan gaan ek uit, en toe kom die ginekoloog by my in, en hy vra vir my, is jy okay? Ek sê vir my, ek is 100%. Hy sê vir my, okay, then you can go home. Ek is soos, yes. Want ek weet die hospitaal is nice. Vir my is dit soos 'n holiday. Regtig waar. Mense sê ek is mal, maar ek is soos, dis vir my baie lekker by die hospitaal. Of die een wat ek altyd by is. En alle kos is ook vir my nice, so dit is nice, maar die huis is die beste. Jou bed is baie beter. So ek is toe huis toe en daar die herstel begin. Want nou moet jy hierdie pypie elke oggend blaas vir jou longe, want hulle sê as jy baie lê, kan jou longe platval. En elke dag het ek, soos my fisio vir my gesê het ek gedoen. Ek het my pypie geblaas, ek het gestap eers in die huis op en af. Later toe kon ek uitgaan, toe stap ek om die huis. 2 weke na my operasie, toe besluit ek gaan nou kyk of ek kan ry. Want ek wil by die see en die strand gaan stap. En toe klim ek in die kar, en toe ry ek. En toe sê ek, die Here is so goed vir my. Want kyk, na 2 weke, hulle kon nie glo nie. Toe sê ek, ek het gedoen wat die fisio vir my sê, en ek kon ry, en ek het gaan stap, en dit was so amazing. Want nou kan jy weer sien, die werke van die Here, die see is daar so, die berge, en dit gee vir jou nuwe moed, om weer aan te kan gaan. Ons stop net daar, ons tyd het uitgehardloop, kan nie dit glo. My wêreld. Ons is volgende week is ons weer terug, want Ilse se storie stop nie daar nie. Ilse het nog baie om vir ons te deel, oor wat die Here in haar lewe gedoen het, en waar sy tans vir haar bevind. So ons gaan volgende week selfde plek, selfde tyd, skakel gerus in op www.livecbn.com. En dan moenie vergeet nie, as jy nog nie 'n boek het nie, skakel gerus vir my, stuur vir my 'n boodskap, A Mother's Love. Dit is my dogter se eie storie oor hoe sy 2024 kolonkanker fase 4 opgedoen het en hoe sy gesterf het, maar ek vertel eintlik ons se hele journey in hierdie boek in. En dan het ons nog mense en ons stories, en toe moenie vergeet nie, woman who has gone through the fire, stuur gerus vir ons 'n boodskap, en baie dankie vir jou wat elke week ingeskakel is, hier op www.livecbn.com. Baie dankie Ilse, en ons sien jou weer volgende week en volgende keer.